Dag sê en baie welkom vandag weer by jou Sondag stil word van hierdie week. Mag die Here ook vandag sy sluise van seën oor elkeen van ons ooptrek en ons net deurnat week in alles wat hy is. Ons tema vandag is my beker loop oor. Psalm 23 vers 5. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net soos met padtekens is die lewe ook vol van waarskuwingstekens. Dink dan byvoorbeeld ook aan 'n praktiese ding soos jou motor. Jy ry in jou motor en jou petrolliggie gaan aan en onmiddellik trek dit jou aandag. En onmiddellik besef jy, hey, ek sal moet plan sien om so gou as moontlik by 'n motorhawe uit te kom. Ignoreer jy nou daardie liggie, dan is jy in vir groot moeilikheid, want dan gaan jy iewers sonder petrol tot stilstand kom. Meeste van hierdie dinge waarvan ek nou net gepraat het, is fisiese, sigbare dinge. Dinge wat jy kan sien en wat dan op die einde van die dag bepaal wat jy gaan doen. Maar die gelol is, ek en jy en ons mensweesmasjien het nie waarskuwingsliggies nie. As ek en jy nou emosioneel baie ding begin raak, jy ken ons daai gevoel van alles irriteer jou en weet jy, dit is net daai ding van, jy het nou dringend net 'n wegbreek of 'n vakansie nodig. Soos iemand mos gesê het, ons is dan dun gesmeer oor baie snye brood. En 'n ander persoon het gesê, as jy my wil kom besoek, kan jy my kom besoek in saal 5, 6 en 7 van die hospitaal. So dikwels gebeur dit, dat ons heeltemal uit onsself uit lewe, uit onsself uit hardloop. Ons lewe voet in die hoek, en dan is dit hierdie hele ding van ons lewe net vorentoe, sodat ons daar ver voor in die vooruitsig is 'n vakansie. En dan gebeur die vakansie en ons word so opgewerk, dat die vakansie nou uiteindelik hier so is, en dan gaan ons met vakansie, dan is dit net weer 'n nuwe klomp stres op 'n ander manier wat ons moet hanteer. Die kinders moet hanteer word en al hierdie ander dinge moet uitgesorteer word en ons is veronderstel om met vakansie te wees, maar ons hou nie eintlik vakansie nie, ons kom nie tot rus nie. En ek hoop jy het mooi gehoor wat ek gesê het. Ons kom nie tot rus nie. Ons besig wees verander net en kry 'n nuwe manier van besig wees. Nou jy sal onthou, so 'n paar weke gelede het ek begin om jou te vertel van my besoek aan Tesay en die wonderlike dinge wat die Vader deur sy gees net in my menswees kom oopbreek het. Maar weet jy, een van die belangrike dinge is dat hierdie wonderlike dinge gebeur nie sommer maar net nie. Juist daarom sê ek dikwels vir mense, mooi herinneringe gebeur nie sommer maar net nie. Jy moet begin beplan vir dit. Hier binne in my was daai ding wat ek al die jare gehad het. Ek wil by hierdie plek uitkom van Tesay. En ek het dit so 'n bietjie agtertoe in die kop geskuif, maar toe ek met daai ouses toe moes gaan, toe moes ek gaan sit en kyk, waar is Tesay? En toe moes ek plan sien, hoe gaan ek by Tesay uitkom? En as ek dan by Tesay kan uitkom, wat gaan ek doen by Tesay? En toe het ek jou vertel van daai weeklange stil retreat. So dit het nie net gebeur nie, hierdie ervaring en belewennisse wat ek gehad het juis gebeur, omdat hier binne iets was, wat ek wou laat gebeur, en toe ek gaan sit en beplan, sodat dit kon gebeur. Maar nou moet ek jou in alle eerlikheid sê, ek het nou regtig my nie reg gemaak, vir dit wat gebeur het nie. Want dit wat gebeur het, was so ver, buite my besige lewenstyl en my verwysingsraamwerk van wat dit beteken om by God stil te word, dat dit 'n totaal en al verrassende, nuwe ervaring was. Soos wat ek jou gesê het, om gestroop te word van alles waarmee jy gewoonlik besig is, jou selfoon, jou rekenaar, jou Bybel, ensovoorts, ensovoorts. Net jy met die klere aan jou lyf in die teenwoordigheid van God. Nou vir my was dit heeltemal vreemd, maar weet jy, as ons in die Bybel kyk na Jesus,
dan lees ons 'n hele paar plekke, en ek is doodseker, dis nie al kere wat Jesus dit gedoen het nie. Lees ons, hy het alleen een kant toe gegaan. Nou die klem is hier op twee woordjies, alleen en een kant. Jesus het nie sy disippels saamgevat en gesê, manne kom, ons gaan vas en ons gaan bid en ons gaan mediteer nou daar op die berg nie. Nee, Jesus het alleen in persoon een kant toe gegaan. Nou mag ek maar vandag vir jou vra, wanneer laas was jy vinger alleen sommer net een kant toe? Sommer so op jou eie net weggegaan. Jy sien, ons is so besig om te skarrel met alles wat ons moet doen in die lewe en dit wat ander mense van ons verwag om te doen, dat daar nie tyd is vir sulke dinge nie. Hey man, ek kan nie net weggaan nie. Die interessante van Jesus was, hy het elke dag in 'n baie spesiale verhouding met sy hemelse Vader geleef en met die Heilige Gees in hom. Maar ongeag daarvan dat hy in verhouding met sy Papa Vader en met die Gees geleef het, het hy tussen mense geleef. En die mense se verwagting, die mense se eise, het so groot gemaak dat Jesus moeg geraak het. Oral waar hy gegaan het en sy disippels saam met hom, was daar altyd 'n klomp mense. Nou dink nou net vir jou vir een oomblik in. Hoe sal dit wees as jy lewe en die heeltyd is die paparazzi rondom jou en hulle neem foto's en alles? Ek dink dit is omtrent soos Jesus moes gevoel het. So ongeag daarvan dat hy 'n verhouding met sy Papa Vader geleef het en die Gees, het hy die behoefte gehad om alleen saam met hulle te gaan wees. En daarom het hy een kant toe gegaan. Soms lees ons hy het teen die berg opgeklim. Ander kere lees ons hy het weggegaan, maar niemand het geweet waarheen nie. So hy het alleen weggegaan na 'n eensame, alleen plek toe, 'n plek waar hy nie deur mense, sy disippels of enige iemand anders gestuur kon word nie. Nou hoekom dink jy het Jesus dit so gereeld gedoen? Ek glo, hy het heel eers dit gedoen om net 'n bietjie te rus, om net weg te kom van al die stemme rondom hom en al die oë wat op hom gefestig was. En dan glo ek ook, ongeag daarvan dat hy waarlik God was, was hy ook tog waarlik mens. En daarom deel van sy stil word tot rus kom by God, was ook weer bekertjie vol maak, koppie vol maak, sodat hy vanuit die oorvloedige krag van God dit kon doen en kon wees vir mense wat sy Papa Vader wou gehad het, hy moes wees. En daarmee saam, soos in Getsemane, het hy ook sy hart voor sy Papa Vader uitgestort. Papa Vader, kan hierdie beker asseblief nie verbygaan nie. Nogtans, nie my wil nie, maar u wil geskied. So in sy alleen een kant toe gaan, was dit deel van wat hy wou gaan doen. Om net weer by sy Papa Vader te hoor, wat is sy wil vir sy lewe. Nou weet jy, vir baie lank in my lewe, het ek nie geglo in hierdie ding nie. Het ek geglo, ag man, dis nie vir my nodig om alleen een kant toe te gaan nie. Maar na my besoek aan Tessy en daai weeklange stil word, het ek al hoe meer begin verstaan hoe nodig ek dit het, om net gedurende die dag tyd te maak, om net stil te word by God. Maar ook om sekere tye een kant toe te gaan, uit my omstandighede te klim en by God te gaan wees. So daarom deel van my lewensrituele en ritmes is om so elke 6 weke net 'n breek te vat en weg te gaan. En om in alleenheid by God te wees. En dit was die wonderlike belewenis wat ek weer hierdie afgelope tyd gehad het, wat ek net so bietjie weg was. Ek hoef jou nie te vertel wat gebeur met 'n mens as jy daar langs die see sit. En jy kyk net so voor jou uit. En die son gaan so voor jou onder.
En dan ewe skielik kom lê hier 'n stuk vrede in jou hart. 'n Stuk grootsheid wat jou maak wow sê, wat jou in verwondering laat. En weet jy, baie keer dink ons nee, maar as jy nou sit in stilte by God, dan moet daar nou iets gebeur. God moet nou in 'n stem met jou praat en sê, hallo daar, ek is so bly jy kom kuier vir my. Nee, die wonder van om by God te wees, is om jou te verloor in alles wat hy is. Om te begin verstaan, hier waar ek nou is saam met God, kan ek 'n rus vind in die wete dat hy onvoorwaardelik lief is vir my. Dat dit sy hartsbegeerte is om my net toe te voeg in sy liefde. Weet jy, van die grootste deurbrake in my lewe het gekom, die oomblik toe ek let go het, toe ek laat los het, vrygekom het van al my probeer planne en alles om dinge te beheer, om net in God se almag in te beweeg en te sê, Here, U weet die beste, ek haal my hande af. En om dan te wag en verras te staan, die oomblik as ek uit God se pad uit staan, om te sien wat hy wil hê ek moet doen. En dan wanneer jy tot rus kom by God, om jou hart voor hom uit te stort, om met hom te praat soos wat ek nou vanoggend met jou praat, vir hom te sê, Vader, ek is moeg. Ek weet nie van hierdie dinge by die werk, ek weet nie van my toekoms, ek weet van niks nie. Maar ek gee dit vir U, want U weet alles. Iemand het dit so mooi gestel, hy het gesê, ons liggaam is so gemaak, ons eet en dan skei ons uit, al die gemors wat nie geabsorbeer is nie. Hy sê, dit is nodig, dat ek en jy elke oggend ontslae moet raak van hierdie goed wat moet uitgeskei word in ons koppe. En hoe doen jy dit? Jy gaan sit en jy gesels met God. Jy skryf dit neer. Soos wat die gedagtes in jou kop kom, die probleme, die bekommernis, die frustrasies, alles, skryf jy dit uit. 15 minute lang skryf jy net al hierdie gemors uit jou kop en uit jou sisteem uit. Dieselfde wanneer jy stil word. Gebruik deel van die tyd daarvan om net ontslae te raak van al hierdie goed wat ons saamdra. En dan wanneer ons afgelaai het, kan ons begin oplaai. So 'n bietjie uit te klim uit jou lewe uit en te sê, Here, my lewe op hierdie stadium is nie lekker nie. Here, dinge is nie soos wat dit moet wees nie. Here, ek draai vas, ek kom nie by alles uit nie. En dan, om net te wag, om voor God te sit en te sê, Here, ek verwag nie U stem, of ewe skielik 'n wonderlike plan nie, ek is net hier by U, en as U vir my iets wil sê, ek is bereid om te luister en te doen. En het jy gehoor daai laaste ene? Nie net te luister nie, wat is U wil, maar ook te gaan doen. En ek wil vandag vir jou sê, jy gaan dubbel gedoen kry wat jy nodig het om te doen, as jy elke dag reg begin saam met God. Aflaai, oopmaak, wag, luister, doen. En net so wanneer jy dan alleen weggaan by tye, al is dit net vir 'n dag, al is dit net vir 'n paar ure, gaan een kant toe weg van alles, al die lawaai, al die ander toys en tools, en gaan wees net by jou Papa Vader. Dit is dan, wanneer dit waar word, wat daar staan in die woord van die Here. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die van die arende. Ek wil vandag vir jou sê, dit gebeur nie sommer maar net nie. Die oomblik as ek en jy besef, hoe nodig dit is vir ons om dit te doen, wat die voordele daaraan verbonde is om dit te doen, hoeveel beter ons kan wees vir ander wat hulle wil hê ons moet wees,
Soos een persoon gesê het, ek moet die man word wat God wil ek moet wees. Dan word ek outomaties die man wat my vrou wil hê, die pa wat my kinders wil hê, die oupa wat my kleinkinders wil hê. Ek wil jou uitdaag. Begin om in tyd vir jouself saam met God te belê. En ek beloof vir jou, jy gaan verstom en verras staan oor dit wat God deur jou gaan doen. Ver bo wat ek en jy kan doen. Mag die Here jou ryklik seën. Ons kuier volgende week weer saam. Liefde groete. Shalom. Ja, maar Vader, ek moet ook bely vanoggend dat ek heel dikwels so uit myself uithardloop. Soos Karel om net oral by te kom, dat ek heeltemal vergeet dat ek eintlik uitmis op die oorvloed wat U vir my bestem het. U wil nie ek moet op leë tentjies met leë bekers leef nie. Nee, U nooi my ook uit om te kom aansit by U feesmaal, sodat U my beker tot oorlopends toe vol kan maak. Gee my die krag en genade om tyd te maak, om net by U tot rus te kan kom. Amen.